Baie welkom by Sian Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand In Focus. En ons kan voel die winter klop so in ons deur, maar dankie dat julle saam kyk. Ek seker jy is lekker snoesig daar by die huis. Dit gaan ook lekker warm wees hier in die studio vanaand. En In Focus, as julle die eerste keer inskakel, dit is 'n program waar ons bietjie oorleweringe, tradisies, hoe ons geleer is, hoe ons groot geword het, geleer het in sonnaarskool, en ons weeg dit op met wat die skrif sê en met wat waarheid is. Daar is nie iets soos my waarheid en jou waarheid nie. Daar is net die waarheid en my en jou opinie. En ons probeer die opinie soveel as moontlik elimineer, sodat ons by waarheid kan kom. En dis waar hierdie gesprekke gaan. Ek lees vanoggend, lees ek 1 Timoteus 3, en ek lees hom in die 83 vertaling, en Paulus praat hier so met Timoteus, en hy gee hom opdragte oor die gemeente. En in die vertaling noem hy die gemeente die huisgesin van God. En hoe hulle self hulle optrede moet wees, en hoe hulle moet wees as 'n kerk. En hy sê dit so mooi hier so in 1 Timoteus 3 vers 15, hy sê, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en die beskermer van waarheid. En dit is wat ons moet doen. Die kerk moet 'n diep soeke hê en 'n hartstogtelike vervolg na dit wat waarheid is. En daarom het ons twee waarheidsstryders hier so vanaand saam met ons, hier op die tafel. Ek hou baie daarvan. Dit kan eendag op my grafsteen staan. Ek hou daarvan. Waarheidsstryder. Dit is die grootste titel wat ek al ooit ontvang. Baie dankie. Zander, baie welkom, Sian Collective se visieleier. Dit is lekker om jou hier so te hê. Jake, voorreg om te Niels, baie welkom. Niels, kom ons spring sommer weg. Ek dink ons titel vanaand, eens en vir altyd volkome. Is 'n groot titel, en jy het Sondag baie daaroor bedien, en ek wil graag jy moet vir ons so wegspring, so opsommend waaroor dit gegaan het vir die mense wat dalk nie Sondag ingeskakel het nie. Net sodat ons op 'n plek kan wegspring en 'n fondasie kan lê vir waar jy in hierdie gesprek gaan beweeg. Ja, ek het Sondag se woord getitel, die doel van wedergeboorte, waarom wedergeboorte. Ek dink die grootheid of die belangrikheid daarvan van die gesprek, Jake, is wat beteken dit om weergebore te word? Om weergebore te word beteken iets is dood. Ja. En ek wil dit eintlik mooi sê, iets is suksesvol dood. En iets word oorgebore. En dit wat oorgebore word, waarvandaan af? Waarvoor? Wat is die kwaliteit daarvan? En uiteindelik, wat is die doel daarvan? Want dis wat Petrus vir ons leer, dat ons moet weer 'n keer gebore word, en dit vanuit die onverganklike saad van God. So, net wat ek nou gesê het, is 'n mondvol, as ons net so oomblik stil staan en dit mediteer. En ek dink die doel van Sondag se woord was, juis om vir ons mense te laat verstaan, dat van waar ons gebore is, en die omvang van wat ons gebore is om te wees, en dan die doel daarvan, en hoe dit werk, want daar's baie sieninge omtrent wedergeboorte, en die groot algemene aanvaarde rede vir wedergeboorte, of motivering vir wedergeboorte, is uit die aard van die saak dat ek 'n kind van God kan word, met die doel om hemel toe te gaan. Hemel toe te gaan, ja. En as dit alles waaroor wedergeboorte gaan, wil ek amper sê, then shame on us, want God het regtig veel meer in gedagte gehad, toe dit gekom het by, laat ons uit God se onverganklike saad, naamlik sy ewige woord, gebore kan word. Dis 'n omvangrykende begrip. En ons het dit oopgebreek 'n bietjie, om te gaan kyk na wat is die verskil tussen die barmhartigheid van God en die genade van God, en verhouding en verwantskap, en dis alles goed wat baie belangrik is, want die verstaan van wedergeboorte, en die verstaan van die volheid daarvan, verwysend na die werk van die kruis, en uiteindelik die doel daarvan is van kardinale belang, sodat God uiteindelik in hierdie aarde sy werk kan doen binne in ons,
waar die vyand heeldag en aldag ons vanuit die waarheid van God, soos wat hy dit nou so effektief, al in Genesis 3 reg gekry het, wil bedrieg en wil beroof om die plan van God wat progressief moet uitrol in die aarde te boikot. Maar die ding van waarheid is, die vyand, hy maak altyd vir vervalsing van die waarheid. So jy moet baie mooi kyk om te sien, is dit 'n vervalsing of nie, want hy lyk eintlik presies dieselfde. Klein detail is dalk nie daar nie. En ek dink ons het oor tyd raak iets wat verskriklik sterk en goed gedefinieerd is, afgewater en kry 'n heeltemal 'n ander definisie. Ja. Dis die probleem. Ons kry eintlik in ons verhouding met God kry ons eintlik ons krag wanneer ons die definisie en die konteks van woorde en gesprekke en skrifte vanuit waarheid uit verstaan. Die duiwel is meesterlik om valsheid te bring en dan verander definisies en konteks na iets heeltemal anders toe. Soos by en dis een ding en die ander ding is ons is ongelukkig gebore in sonde. So ons probeer God en baie van wat hier staan uit sonde uit verstaan, terwyl ons eintlik dit vanuit geregtigheid uit moet verstaan. Ja. So ietsie soos ons dink die kruis het ons kom red. Ons prentjie van redding is ons was verlore, ons word gered en ons word veilig gehou vir eendag. God se manier van redding is wedergeboorte. Ons gaan eintlik dood saam met Jesus Christus aan die kruis en ons staan saam met hom weer lewendig op vanuit 'n nuwe saad. Dit maak ons 'n nuwe spesie. Dit maak dit moontlik vir ons om 'n nuwe skepping te kan bou. En 'n nuwe habitat te skep. So God se manier van redding is wedergeboorte. Ons manier van redding is ons word gepaneelklop. Ons bly dieselfde, die duike is maar uitgeslaan, maar dis altyd daar bly daai. As jy so oor die son kyk of in daai lig is op 'n sekere manier, kan jy maar die duitjies en die merkies sien. En so gaan ons maar deur die lewe. Ons verstaan nie wat die kruis werklik vir ons beteken het, en as ons uit God se oë uit kyk wat redding is nie, ons verstaan die definisie en konteks van redding, dan kyk ons eintlik na wedergeboorte, en die skrif sê, hy wie in Christus is 'n nuwe skepping, skepsel wat weer 'n skepping kan bou. Dis amper hoe God redding sien. Ons sien redding as, Here, ek bly, ek is minderwaardig, ek is 'n wurm, U het my kom red, dankie, U het die liefde aan my bewys, ek moet net vashou, eendag gaan dit beter wees, terwyl God juis my op so 'n manier kom red, met sy gees in my, dat hy my 'n nuwe kans gee, hierdie keer gebaseer op 'n beter verbond, wat met beter beloftes is. So dis asof God die oud kom wegvat, hy gee my 'n hele nuwe kans, plus hy maak dit hierdie keer vir my moontlik, om het reg te kry, plus hy maak dit moontlik, dat ek nooit weer uit dit uit kan val nie, want dis waaroor Sondag se preek gegaan het. As ek een keer verwant is met God, want ek is sy kind, is ek vir altyd verwant. Ek kan partykeer 'n slegte verhouding hê, en dit bepaal my verhouding en my heerskappy, maar verwantskap het van Jesus afgehang, en dit het my eens en vir altyd volkome kind van God gemaak. Nie net gered nie, kind van God. God se manier van redding, maak my kind van God. Ons manier van redding is, ek het uitgeval, en God het my weer kom insit, en hou my veilig, en ek moet net altyd. Absoluut, en dis ook om dit so mooi as wat Paulus sê, die huisgesin, die gemeente is die huisgesin, want ons almal is dit kinders van God geword. Dis 'n mooi, verskriklik mooi hoe dit sê. Maar kom ons vat nou, as ons net terugkom gou by waarheid, en daar's 'n R200 noot, 'n ware een, en 'n vervalste een wat hy lyk, jy moet baie mooi kyk om te sien of hy. Maar wat is die verskil in waarde van die twee? R200. Die ander een is 0. Daai een is 0 werd. En die ding is, ons kom vir lank weg. As jy ou nie mooi kyk nie, kan jy met hom trade nog. Jy kan ietsie betaal. En dan gaan hy na die volgende ou toe en so. Tot een ou 'n UV liggie het en sê, meneer, hierdie een is vervals. En die grootste teken van dit is, dat minderwaardigheid bly lewendig binne in die kerk, as ons 'n vervalsing volg. Jy weet, Niels het dit altyd so mooi op die kampe gesê, as jy na een van die tellers gaan, as jy na die bank toe gaan en jy gaan staan daar by een van die mense wat tel. Hulle gaan so gooi hulle goed uit. Want hulle is spesialiste in daai papier en wat vervals is. Ons wat nie spesialiseer noodwendig in daai waarde van daai R200 noot en hoe hy geskep is. En wat jy als met hom kan doen nie. Ons gaan maar net saam. Maar daai spesialiste, hulle sê dadelik vir jou, nee meneer, hierdie 4 note is vervals. Jy kort 'n lig om dit te sien, en hulle moet vir jou mooi wys, kyk na hierdie hoekie of na daai watermerk.
Maar hulle vang hom net so. Maar die probleem is, as jy vir iemand wys dis 'n vervalsing, hy voel hy R200 verloor, Ja. maar hy het nooit R200 gehad nie. Ja. So hulle voel daar word gesteel as jy waarheid bring. Inteendeel, maar jy het nie. Ja. Ja, want Jy het- daai persoon het nooit Hy waarheid het gehad nooit nie. dit waarheid gehad. Die intensie in sy hart was Ja. om waarheid te hê, maar hy was dit nooit geleer nie. So dis moeilik vir mense om die oorgang te maak, as te Ja. sien hoe waar uit ons gekom het is 'n vervalsing van wat God regtig sien. Ja. En ek dink dis hoekom ons uit sonde uit is vervalsing baie moeilik om te sien. So ons bly in daai plek en Ja. ons lees alles van daar af. En dan raak hierdie wat jy nou sê baie moeilik vir mense, want ek was ook al in gesprek en ek seker daarvan julle ook, om te sê eens gered, altyd gered. Ja. Hoe kan dit wees? Ja, maar weet jy wat, Jake? As ons uiteindelik begin besef hoe volmaak die kruis van die Here Jesus Christus is, Ja. en wat God se intensies en drome deur dit is, en sy heerskappy deur ons. Dis hoekom die heel eerste aksie wat God neem nadat jy weergebore is, nie hy red jou weg en vat jou hemel toe nie. Hy gee jou, hy maak jou sy geregtigheid en hy sit sy gees binne in jou. Dit moet vir jou wys hoe heilig jy as tempel nou eintlik is deur die kruis. Dis God se heel eerste aksies. Want as ons uiteindelik gaan begin besef wat was God se intensie deur die kruis en wat God wou bereik het, dan sal ons verstaan dat as ons nie God vertrou vir ons eerste stap in die geloof, volgens die skrif wat sê dat ek in alle ewigheid nooit weer verlore sal gaan nie, of deur sy liggaam het hy ons vrygemaak van sonde eens en vir altyd volkome, en dat dit die wil van God was, dan sal ek nooit kan verder in die geloof wandel nie. So as ek nie glo ek's gered nie, sal ek definitief ook nie glo dat God 'n nuwe skepping deur my gaan bou nie. Ja. Ja. So, redding of wedergeboorte, want dis die manier hoe God ons red, is maar die eerste stap in die geloof. Ja. Nou moet ek eintlik my eersgebore reg ontgin. Ek moet God se heerlikheid ontgin. Ek moet my eersgebore reg ontgin. Ek moet hierdie erfporsie wat vir my in die hemel is, in die aarde inbring. Ek moet God help 'n koninkryk vestig hierso. En ek moet help 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bou. Hoe sal ek ooit die vrymoedigheid hê? Ja. Hoe gaan ek ooit die vrymoedigheid hê om myself in te span na die hoë roeping waarvoor God my geroep het in Christus Jesus? Hoe sal ek ooit die vrymoedigheid hê om myself los te maak van wat agter my is? Hoe gaan ek ooit die vrymoedigheid neem om my los te maak van die bates wat gister my bates was, sodat ek hierdie kennis van God in Christus Jesus kan bestorm? As ek nie die eerste stap van redding eens en vir altyd volkome glo nie. Ja. As ek eens en vir altyd 'n kind van God is, want ek is uit sy onverganklike saad kind van God gebore, dan is ek vir altyd kind van God. Of ek nou in 'n goeie verhouding met hom staan of nie, of ek nou as gevolg van die verkeerde inligting wat mense vir my geleer het, kwaad word vir die Here, of ek raak ongelukkig, of ek draai in 'n oomblik van kwaad, ek draai my rug op die Here. Ek is nog steeds uit die saad uitgebore, want ek wil jou vra, wat maak dat ek dan bekeer? Ja. Dis dan God se gees in my wat my terugdraai. Ja. So kom ek sê ek backslide. Ja. Wat draai my terug? Ja. Dis God se gees wat my terugdraai. Ja. Dis ietsie binne my wat my terugdraai. My verwantskap teenoor my pa draai my terug, laat ek moet sê ek jammer, ek het in 'n slegte verhouding met u gestaan, ek jammer. Leer my, groei my, laat ek kan groei in die verhouding, want hoe meer ek groei in die verhouding, hoe meer groei ek in heerskappy en in God se koninkryk. Ja. Maar redding is 'n geskenk wat vir ons Maar dit is die storie oor die verlore seun, is presies dit. Ja. Daai seun het gaan sit in 'n varkhok. Ja. Hy het alles gevat, hy het die erfporsie gespandeer, verloor. hy het alles verloor. Hy het in die varkhok Maar hy gesit. bly nog steeds seun. Steeds die pa het gesê, okay, jy moet nou weer seun word. Hy het nie Jy sy moet eers- ringmantel en sandaal gehad nie, maar was nog steeds Ja. seun. Ja. Hy was nog steeds Ja, seun. verwantskap Hy het 'n was nooit die plek gehad gesprek om nie. na toe te hardloop. Ja. Ja, verwantskap was was nooit nooit die die gesprek nie. Selfs met die verlore skaap of Ja. die verlore Ja. muntstuk. Dis al klaar 'n skaap. Ja. Hy's nie 'n donkie en dan moet hy nou nog 'n skaap word nie. Ja. Daai Hy's 'n skrifgie gaan nie oor wedergeboorte nie. Dit gaan oor om saligheid, om iemand te laat bekeer om terug te kom in verhouding met God, nie in verwantskap. Ja. Okay, so dan is my vraag, wat is die verskil tussen wedergeboorte en bekering? Want baie mense sê ek het tot bekering gekom en hulle noem dit ook wedergeboorte. Ja, dit is also 'n baie groot verskil. Ja, ek dink daar's party mense wat in hulle denke, omdat hulle nie die verskil verstaan nie, dat as jy selfe begrip sê, Ja.
Ek is gered bedoelende ek was in sonde en ek was 'n sondaar gewees en ek is gered van daai situasie want wedergebore red my. Dit red my die mag van duisternis uit. Kolossense 1:13 sê dit net so, nee, en dan bring my oor in die koninkryk van sy seun van sy liefde. So dit red my van 'n toestand. Sorry Niels, en om weergebore te word, moet ek met my mond bely die Here Jesus Christus en ek moet met my hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, want dan sterf ek saam met Jesus aan die kruis sy liggaam en ek word opgewek ook saam met hom. Nee, Niels, dis hoe ek wedergeboorte kry. Bekering is 'n herstel van 'n verhouding. Ja. Dis om elke keer terug te kom wanneer 'n verhouding wanneer ek uit verhouding gekom het. Die verlore seun het bekeer. Ja, bekeer en om te groei en om te ontwikkel. Reg. Bekering is nie net altyd 'n negatiewe ding Glad nie. Bekering is partykeer, ek dink aan Jesus. Jesus bid vir die ou wat nie kan sien nie. Toe sien die ou bome. Toe bekeer Jesus self. Bid weer vir hom. So Jesus het gegroei en ontwikkel. Ja. Hy het sy denke nog meer gedraai na hierdie persoon toe vir hom gebid en die ou kon weer verder sien. So bekering is 'n ontwikkeling van eersgebore reg en dis om terug te kom in verhouding. Dit is om beter te wees die volgende keer. Dit is om genade te verstaan. Dit is om God se gees meer voor te luister. Dis om te laat gaan van sonde. Dis om geregtigheid te ontwikkel. Dis om 'n nuwe oordeel te hê. Bekering is 'n voorreg wat ons ontvang as kind van God deur die werk van die kruis. Ja, ek dink een van die mooi voorbeelde is Jesus in Getsemane. Baie mooi. Hy bid een gebed 3 keer totdat hy homself tot orde bring en sê Vader, nou nie meer my wil nie, ek sal hierdie beker nou drink. Evil. Baie mooi. Ja. Asseblief laat hierdie beker verby my gaan. Here, maar nie my wil nie, U wil. Jy kan sien sy eie bekering, sy eie groei, sy eie denke vernuwe. Want dis wat bekering beteken. The renewal of the mind. Dis wat bekering beteken, the renewal of the mind. Maar vir my mind om te renew, moet ek dit uit die gees uit doen. So ek moet weer gebore wees om te kan bekeer. Maar soos wat nuwe waarheid kom, soos wat die woord van God progressief, ek het nou niet wedergebore geword. Daar's soveel van God wat ek moet leer. En soos wat ek leer en my ou oortuigings laat gaan, en my persepsies en my sieninge en opinies laat gaan, soos wat waarheid my vrymaak van verkeerde sieninge en opinies, dis die proses van bekering. Ek dink Petrus sê dit mooi in 1 Petrus 1 vers 9. Hy sê, die doel van my geloof is juist dit. Die doel van my geloof is dat my siel gered kan word. Van wat? Van die invloed van die bose, van verkeerde kennis, en daai proses is 'n konstante proses na 'n plek toe. Niels sê dit nou baie mooi, net om weer daai vir ons kykers vanaand te verduidelik. Wanneer ek weer gebore word my gees gered. My Pa in die hemel is 'n geesgod, my gees word weer gebore. God se gees kom woon dan nou hier binne in my. Nou het ek die vermoë deur God se gees om my siel te bekeer. So wedergeboorte red nie my siel nie, behalwe as ek nou langtermyn kyk, dat dit my siel kan red. Jy verstaan? Dat dit hom nou kan was met die waterbad van die woord. Dis 'n werk. So maar dis wat ons eintlik noem bekering. So wanneer ek gered word of weergebore word my geesmens, my seun van God, weergebore. Maar deur die krag van bekering en die leiding van die Heilige Gees wat my oortuig van sonde, nie meer dit nie. Nie meer hierdie manier nie. Hierdie mis die merk, nie dit nie. Oortuig van geregtigheid, doen dit so. Hierdie is die regte manier. Want God wil 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bou met geregtigheid. En maak dit nou jou oordeel, want die owerste van hierdie wêreld is reeds koning. So God soek 'n nuwe oordeel in die aarde. Daai doen ons als deur die krag van bekering. Sonder bekering, 'n oorgegee wees aan die gees, en ek dink jy het dit in die begin mooi gesê, my oud afrigter het altyd gepraat van 'n waansinnige drang, 'n waansinnige drang na waarheid. Nee, so my oorgegee aan die gees en my waansinnige drang na waarheid maak my bekering van sonde, my bekering na geregtigheid toe en my bekering met 'n nuwe oordeel dan moontlik. So groei ek in my seunskap. Dis bekering. Bekering verander my denke van krag tot krag, soos ek gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Maar wedergeboorte is 'n geesding en bekering is 'n sielding. En wedergeboorte is 'n eens. Dis en vir altyd, 'n volkome ding. Dis soos geboorte. Ek wil net weer sê, ek het die voorbeeld gebruik Sondag. In die natuurlike is ek gebore uit my pa se saad.
of ek en my pa verhouding het en of ons nie 'n verhouding het nie. En of ek my naam en van gaan verander en of ek in 'n ander land gaan bly en 'n ander bedryf begin was wat my pa. Jy bly sy kind. Ek bly sy kind. Jy's uit daai saad uitgebore. Kan ek net 3 skriffies vir ons kykers net gee oor wedergeboorte? 1 Petrus 1 vers 23. Ons word weergebore uit die onverganklike saad. Dit beteken dit kan nie doodgaan nie. Ja, onverganklik, kan nie doodgaan nie. Kan nie sterf nie, kan nooit weer sterf nie. Dit lewe vir altyd, né? Ja. Naamlik die ewige woord Naamlik die ewige, want ons word uit God se woord uitgebore. Ja. Hebreërs 10 waaruit ons titel uitkom. Ek wil hom lees, Hebreërs 10 vanaf vers 8:19. Hy sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie. Alhoewel Jesus 'n brandoffer, 'n spysoffer, 'n sondeoffer. Jesus was mos nou daai offer. Hy was daai offer. So, alhoewel God daai offer moes kry, kan ons amper sê Jesaja 53 sê, dit het die Here ons God behaag om hom te kruisig, want God wou klaarmaak met daai offers, want God wou 'n nuwe offer in sy, God wil nie meer mense hê wat die hele tyd kom jammer sê, en offers bring, om te sê, red ons weer, red ons weer, die God soek 'n nuwe offer, hy sê dit so mooi, hy sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers, en sondeoffers wou hy nie hê nie, en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer moet word, het hy daarna gesê, kyk, ek het gekom om die wil te doen, o God. Hy neem dus aan die kruis die eerste een weg. Hy volbring dit, om 'n tweede een in sy plek te stel. So nou dat ons deur die kruis kan ons uiteindelik 'n nuwe offer vir God bring, om sy wil te doen. Deur hierdie wil van God, is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Net eenmaal, vers 14 sê, want deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So jy's vir altyd gered. En dan natuurlik die verskriklike kragtige skriffie in Johannes 10 waar Jesus praat. Johannes 10 waar hy sê so Johannes 10 Niels, wat is daai 28? Hy sê ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal, wag, ek wil hom net 'n bietjie verder. Jesus antwoord vers 25. Ek het dit vir julle gesê en julle het nie geglo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. So Jesus het 'n werk gehad om te doen. Hy moes redding bring. Dit was sy werk. Hy sê, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee, dis 'n geskenk, vir hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan nie. Tot in alle ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. So die Vader het besluit om deur Jesus Christus 'n reddingswerk te doen. Ja. So as jy deur Jesus glo, gryp die werk van Jesus Christus jou eens en vir altyd volkome, en die hand van die Vader gryp jou vir altyd. Jy kan nooit weer verloor, jy kan jou verwantskap nooit weer verloor nie. Die barmhartigheid van God het jou vir altyd kom red, en dit sluit vir jou toegang tot genade oop, altyd. En as jy genade gebruik om jou te genees eerstens, en dan gebruik jy genade om jou te laat groei tweedens, en jy gebruik genade om die blessing te word, dan is jy nie net meer die blessing nie, jou naaste word die blessing. Iewes skielik is jy 'n beker wat begin oorloop, en die mense rondom jou kan begin drink. Want jy het jou eerste stap in die geloof afgehandel. Nou kan jy die ander tree, as daai skriffie sê, as God sy eie seun nie gespaar het en hom vir ons oorgelewer, hoeveel te meer sal hy nie die ander dinge vir ons vrylik skenk nie. Skenk! Skenk! Daar's 'n skriffie wat sê, wat die oog nog nie gesien het nie, wat die oor nog nie gehoor het, wat in die hart van 'n mens nog nie eens opgekom het nie, het God klaar gereed gemaak vir die wat hom liefhet. As ons nie die kruis ten volle kan vertrou, en in onsself invat nie, en ons eerste tree van geloof nie met vrymoedigheid neem, eens en vir altyd volkome nie, sal ons die ander tree nooit bestorm nie. So onmoontlik. Onmoontlik. Dis is om met 'n agterstand te begin. Maar kom ek vra die vraag, ek dink, en dis waar baie mense dalk vashak met om eens en vir altyd en volkome. Kom ons praat net gou oor sonde. Ja, belangrik. Want daar's twee verskillende, daar's sonde en daar's sonde.
Ja, sonde Daar's een en wat jy die sondig. merk mis en daar's een wat 'n toestand verduidelik. Ja. En partymal verwar ons die twee. So nou Ja. noem iemand ietsie verkeerd en sê, "O, daar's nou nog sonde daar." Jy Baie verstaan en dan en kom ons verduidelik net vir die kyker die verskil tussen wat Jesus kom doen net vir sonde en wat werke van die Gee vlees. gou vir my die eenvoud van sonde. Sond. Dat is 'n woord. Nee. Ons dink honde, katte, Ja. dan dink ons sonde. Ja. Maar die woordjie sonde is 'n selfstandige naamwoord. Ja. So met ander woorde, dis 'n toestand. Ja. Omdat ons in die toestand van sonde is, want jy kry nie 'n woord soos sond nie. Ja. Sondig ons. Dis 'n werkwoord. Ja. Werke van die vlees. Niels, ek weet jy wil Ja. hierdie is jou fortuin. Ek Nee, wil nee. net partykeer as ons daai Baie ding net mooi. verstaan, gee vir ons 'n eenvoud van so, want ons dink honde, Ja. katte, Ja. sonde. Nee, Ja. daar's nie 'n hond of 'n kat of 'n sond nie. Jy verstaan, nee. Die taal, hy kill ons. Die taal kill ons. En dit is baie belangrik hierdie goed want dit is daai klein goedjies wat 'n noodvals maak, né? Ja. Dis daai klein ietsie wat weggelaat Ja. word en die vyand is baie slinks daarin en hou ons nog steeds in daai beskuldiging van sonde, selfs al Ja. is ons Skuldig aan sekere dinge wat ons doen. Ja. Ja. So Maar die regte verstaan kan dit vir ons verander, kan 'n ander ding oopsluit. reg. Ja. So kom ek sê een of twee goed sê ek. Een, ek word nie 'n kind van God omdat ek ophou sondig nie. Dit maak my nie 'n kind van God nie. Daar's baie ander gelowe wat ook hard heilig leef. Ja. Dit maak hulle nie En kinders wil van reg God nie. leef, ja. Party van hulle is dalk op 'n ander standaard as baie Christene Ja. in hulle heiligheid in hulle geloof wat sonde betref. So ophou sonde maak my nie 'n kind van God nie, want God het sy liefde aan ons bewys toe ons nog sondaars was. So toe ek nog in die In toestand die van toestand, sonde in daai was. posisie van sonde. Selfstandige naamwoord. Ja. En ek dink 2 Korintiërs 5:21 sê daai baie mooi. God het hom, Jesus Christus, wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak. Die toestand Die gemaak. toestand. Sodat ons weer daai toestand kan word, sodat ons Die die toestand. geregtigheid, die toestand van geregtigheid Baie kan mooi. word. So, ek sê altyd wanneer ek oor die goed praat, ek het in my lewe agtergekom, sondaars sondig. Kinders van die Here ook. Is dit nie waar nie? Ja, dit is waar. En dis waar dit confusing as raak. kykers hier nou kan amen sê met hulle eina sê, maar dis die realiteit. So as ek nou weer gesondig het, is ek nou nie weer God se kind nie. Dit het ons geleer in godsdiens, omdat ons nie die definisie en konteks verstaan het van sekere woorde nie. Maar dit was eintlik lekker vir sommige godsdiens teologie, want dit create 'n demand. Dis reg. Dis reg. As die doel is redding, kan ek mos nou baie maklik preek, jy het gesondig. Ja. Ja. Nou het jy dit verloor, Ja, so dan dit moet jy skep weer. net elke naweek weer 'n demand. Ja, reg. Ja. Maar in daai ongelukkige Kringloop. daai kringloop Ja. steel ons baie by die Here sy begeerte om die aarde te vul met sy heerlikheid. Dit het by die Rooms-Katolieke al begin, daar waar jy moet betaal Yes. om van sonde ontslae te raak. Yes. Ja. So Ja. nou dit is wat gebeur het op die kruis. God het Jesus Christus my toestand gaan maak. Hy het hom my toestand gemaak. En ek dink daar's nie 'n skrywer wat vir my persoonlik mooier sê as 2 Korintiërs 5 vers 15 nie. God het deur die werk van die kruis. Hy sê ons is van oordeel dat as een vir almal gesterf het almal gesterf. Vir Jesus Christus om vir my te gesterf het. Hy het vir my die loon van my toestand gaan word. My toestand van sonde. Almal het gesondig en die loon van die sonde is die dood. En ek het suksesvol gaan sterf saam met Jesus Christus, die oomblik wanneer ek my geloof in die offer sit. Ja. Die enigste offer. En dan staan ek op 'n nuwe skepsel. Dit sê vir my duidelik, daar gebeur met my iets anderster. Dis nie 'n bekering nie, dis 'n verandering. Ek staan op uit 'n dood uit. Nou ek kan nooit weer doodgaan nie, vir wat? Maar die toestand van sonde is suksesvol betaal in Jesus Christus. Jou gees is nou gered. As daar enige sonde is wat kan maak, nommer 1, dat ek nie meer 'n kind van God kan wees nie. Is sonde nie oorwin deur die kruis Dit nie. was nie oorwin nie, ja. Dan is hy nie oorwin nie. En onthou, daar's niks wat ek gedoen het Reg. om myself te kan red nie. Reg. So daar's ook niks wat ek kan doen om myself Om dit te verloor nie. Ja, nie te te laat. ontred. Nee, met ander te woorde dat ontred. ek nie meer deur Ja. in verwantskap met God is nie. Reg. Wat ek nou doen het 'n geweldige effek op my verhouding met God. Ja, En ja. dit het 'n effek op my heerskappy, of die Ja. beeld van En God se wat ek droom oor Reg. jou en waar jy wil uitkry Ja, weer en wat doel het en my invloed in ander mense Ja. se lewens. 100%. So wat ek- verwantskap
is my geboortereg. Ek het niks daarmee te doen nie. Ek is gebore in my pa se kind. Ja. Ek is dit gebore in die natuur. Ja. Ek het niks daarmee te doen gehad nie. Hier het ek my geloof kom sit in 'n offer en vanuit my geloof in daai offer het dit gebeur eens vir altyd volkome. En hy het die weg en die waarheid in die lewe geword na die Vader toe. Reg. Nou het ek weer 'n Vader. Nou het ek weer 'n vader. In die huis van my Vader is al baie wonings. Jesus sê as dit nie so was nie, sou ek vir jou gesê. Ja. Die Vader wil nie net een seun nie, hy soek nou baie seuns. Ja. Die kruis het dit vir hom kom gee. Ja. Maar hy soek gehoorsame seuns. En hy soek seuns wat waarheid bestorm, sodat ons oordeel kan wees vanuit God se heerlikheid uit en nie meer vanuit kennis van goed en kwaad. Anders is daar baie seuns van God, maar hulle lyk nie so nie en hulle tree ook nie so op nie. En dan word hulle gepreek nie met wie gered word en dan hak ons in daai siklus vas. Ja. Die duiwel wen ongelukkig dan nog steeds. Ja. En die kruis het nie sy krag wat God wou gehad het nie. Ja, beautiful. So God se doel met sy wedergeboortewerk om kinders van God te maak. Die doel daarvan, jy het net gesê toe begin het. God wil 'n vader wees van 'n huis. Huisgesin, ja. Hy's 'n vader wat seuns wil hê in hierdie aarde en seuns van God wat volwasse kinders van God is, het 'n werk om te doen in die aarde om die koninkryk van God soos dit in die hemel is en die wil van God en die naam van God in hierdie aarde in te bring en te heilig en die wil te laat geskied in die koninkryk te vestig. Dis die doel van die Vader. Hy wil weer 'n huis bou in hierdie aarde. En daarvoor het hy seuns nodig. Dit is die wegspringplek gewees in Genesis 1. Dis hoekom Lukas 3:38 sê Adam was die seun van God en vanuit Adam die seun van God sou baie seuns van God in hierdie aarde moes wees. En daai plan het geval. God het 'n tweede Adam nodig gehad waarmee hy dit kom herstel het. Suksesvol met die eerste Adam gedeel, hom doodgemaak binne in hom. Hy was die omega gewees van daai spesies sodat hy die alfa kan word van die nuwe skepping. Ja. Die nuwe skepsel. Die Christus geslag van God, dit wat nou uit God se saad gebore is. Vir 4000 jaar vanaf Adam regdeur tot by Jesus Christus, was niemand uit die saad van God gebore nie. Ja. Niemand. Niemand. Kan ek net gou iets lees om dit mooi te wys? Paulus skryf vir die gemeente van Kolosse. Hy begin so. Ja. Vers 2, hy sê, vers 1, Paulus, apostel van Jesus Christus deur die wil van God en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is. Hy begin so. Heilige, gelowige broers in Christus. Die nuwe spesies. Dis wat hy skryf, né? Kolossense 3. Ja. Dan sê hy, Net so gaan. Kolossense 3. die Kolossense 3, hy sê, maak dan dood julle lede wat nog op die aarde is. Naamlik hoerery. Askies, Paulus! Askies! Wat het jy gesê? Hier is nie heilige gelowige broers in Christus nie. Paulus sê, volgens julle toestand, as gevolg van Jesus Christus se werk, Ja. heilige, gelowige, hy herinner hulle, wat se boom hulle is, Ja. wat se vrug hulle moet dra, uit wat se saad uit hulle kom. Hy sê, so boetie, maak nou dood hierdie ou vrug op jou boom. Jy is nie meer so boom nie. Ja. Hy sê, maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdiens is. Hy sê, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. So, hulle is ook nie eens meer kinders van die ongehoorsaamheid nie. Hulle is nou kinders van die gehoorsaamheid, maar hulle leef nie so nie. Ja. So daar's 'n toestandwerk van God waarmee God jou die heeltyd herinner sodat jy daai vrug kan dra. Die rede, Niels en ek is 100% daarvan oortuig, die rede hoekom baie kinders van God wat alreeds die geregtigheid is, nog steeds baie sondig, is omdat iemand hulle die heeltyd aan hulle sonde herinner. Ja. Yep. So, jy glo dit oor jouself, Ja. verstaan jy? Nou skryf hy verder, hy sê, Ja. waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. So iets het hulle kom uithaal, Ja. die werk van Jesus Christus. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn om kwaad te word. Woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. So, hulle het klaar iets geword en iemand moet hulle leer wie hulle nou is. Ja. Kan jy sien die verskil tussen redding en bekering? Ja. Wedergeboorte en koninkryk om te groei volgens saligheid. Nee, baie mooi. Ek wil net daai vers 10 ek wil hom net sy klem verskuif want dit is so mooi. Hy sê
Hy begin in vers 9, hy sê, en lieg nie vir mekaar nie sodat nie, omdat julle met die ou mens met sy werke afgelê het, dis wedergeboorte, né? En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word, daar kom bekering, tot die kennis na die beeld van sy Skepper. So hoofstuk 3 kom na hoofstuk 1. Ja. Heilige gelowige broers in Christus, maak nou julle dele wat nog aan die aarde deel het, dood. Ja. Kan jy sien wat doen Paulus? Nee, en hier is die geheim. Hy herinner hulle aan die volmaakte werk van Jesus Christus en wat hulle geword het in toestand. Ja. Hy sê nie, yes, julle varke en ongehoorsame kinders van Heer. Hy praat nie met hulle asof hulle sondaars is nie. Hy praat met hulle asof hulle gelowige en heilige broers in Christus is, as gevolg van Jesus Christus se werk. Nou sê hy vir hulle, julle het nou 'n aandeel. Kom, maak nou dood hierdie goeters. Hier's 'n bietjie vernuwing wat moet gebeur. En ek dink dis wat so mooi is van daai deel van die sonde, of soos Paulus sê, die werke van die vlees is, jy mis die merk. Daar's God het, toe Jesus gesterf het en opgestaan en hy die prys is betaal, is daar 'n standaard, daar's 'n merk en dit is wat God in jou raak sien. Baie mooi. Nou gaan jy na Jesus Christus toe as 'n spieël. Nou word jy na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Maar jy kan dit nie doen as iemand vir jou heeltyd sê, nee, as jy jou eerste stap alreeds sondaar. As jy jou eerste stap alreeds twyfel. Ag nee man, jy gaan in daai boot bly, jy gaan nooit op die water stap nie. Jou eerste voet, jy sit jou ouer voet en sit hom uit op die water en sê iemand vir jou, jy kan nie op die water stap nie. Jy's reg meneer, ek kan nie, maar ek kan op die woord stap. Mense is nie gemaak om op die water te stap nie, maar mense kan op die woord van God stap. En die woord het ons kom red. Ons is dan weergebore uit die onverganklike saad, die ewige lewende woord van God. Die woord het ons eens en vir altyd volkome kom red. Toe Jesus sê, dis volbring. Nou kan ek op die woord op die water stap. En as ons eers gaan smaak om op die water in die bonatuurlike te stap, dan gaan ons so begin wandel. Dis wat die duiwel nie wil hê nie. So hy vervals geweldig baie waarheid. Dan sit ons geloof daarin, word ons teleurgestel, dan val ons maar net weer terug in die boot. En wat interessant is, want ons het al baie keer gepraat oor die verskil tussen ewige lewe en afterlife. Nou, as ons praat van 'n onverganklike saad, moet jy glo in die ewige lewe. Die probleem is, afterlife moet jy eers weer doodgaan om by die afterlife te kom. So dit maak net nie sin nie. So as ons sê dis volbring, dis afgehandel, dis klaar, dis 'n onverganklike saad. Jy kan nie weer doodgaan nie en jy sê ewige lewe, dan moet jy verstaan. En dis hoe die vyand weer dit vervals het, die ewige lewe. En dit wat die dieptes van daar is, die werk van God in die Here Jesus Christus. En dit nie verstaan nie, dan mis ons weer die hele ding. Moet ons lees dit weer doodgaan en ons het... Jy sien Jake, ek het altyd as mens, ons mens, het altyd in die spieël Adam vasgekyk. Omdat ons Adam geken het, was ons soos Adam. Maar Adam het die weg en die waarheid en die lewe na die Vader toe toegemaak deur sy sonde. Nou kom die Here Jesus Christus, hy word vir ons die nuwe Adam. Nou dat ek hom ken en ek kyk na hom en ek sien hoe 'n seun van God eintlik moet wees, sluit hy vir my die weg en die waarheid en die lewe oop na die Vader toe. So nou sê Johannes 17, die ewige lewe is om God die Vader te ken en die Here Jesus Christus. Want ek kon nie God die Vader ken deur die Heer Adam wat as hoof van die spesies gestaan het. Hy het vir ons gesondig. Jesus Christus was gehoorsaam. So die ewige lewe, sê Johannes 17 vers 2 en 3, is om die God die Vader te ken as die enige en waaragtige God en die Here Jesus Christus wat daai God gestuur het. Kom ek lees dit net vir jou, laat ons dit net sien, Johannes 17, laat as enige persoon vanaand vir ons so, maar wag, is daar 'n verskil tussen ewige lewe en afterlife? Ja, elke ander godsdienst daar buite, glo dat hulle God op 'n manier vir hulle afterlife gegee het. Almal. Dis die verskil tussen geloof in die waarheid en godsdienste. Afterlife en eternal life. Eternal life gee my die geleentheid om te heers saam met God in hierdie aarde. God heers die hemele, ek as sy seun heers die aarde. Kyk wat sê Johannes 17. Hy sê, dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, U het gekom, verheerlik die seun, want seun van God het sy heerlikheid verloor in Adam. Seun van God was nie wat dit moes wees nie. Dit het nie God verteenwoordig in die aarde nie. Jesus Christus het vir God 'n nuwe seun van God skap kom gee. Nou kan ek ook 'n seun word, sodat die seun ook U kan verheerlik. Soos hy hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat hy hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God
en Jesus Christus wat U, die enige waaragtige God, gestuur het. Ja, baie duidelik. Dit is allemaal mooi, Baie mooi mooi. skrif. Met ander woorde, hier is my punt, die kruis, Ja, deur Jesus Christus, het vir ons wat weergebore word, weer as kinders, toegang gegee tot die kennis van ons Vader. ja. So nou kan ons hom weer ken. En om hom te ken beteken ons kan hom weer uitbeeld. Ons kan weer sy beeld wees, sy gelykenis wees. Met 'n ander spieël. Kyk nie meer na Adam nie. Ek kan nou weer my God verteenwoordig. Ek kan weer terugkeer na waarvoor ek ontwerp was. My selfoon werk weer. My battery is ingesit. Ek het weer 'n plug-in. Iemand kan my weer op my knoppies druk en die volheid van my spesifikasies, my specs uitbring. Ek kan WhatsApp, ek kan bel, ek kan foto's neem, ek kan video's maak. Ewe skielik is ek as mensspesie weer oopgesluit vir God om in en deur my 'n werk te doen. Jesus het ons kom wys. Dis hoekom Jesus sê, hy wie in my glo, in die werke wat ek doen. Ek meen ons het in Adam geglo en ons het die werke wat Adam gedoen het gedoen en dit het nie God oopgesluit. Jesus Christus sê, hy wie in my glo, in die werke wat ek doen, is hy selfde werke kan doen en nog groter werk. Nog groter. Jesus het nie 'n identiteitskrisis nie, hoor. Hy wil hê mense moet weet wat hy is en nog meer. Hy love dit. Hy is die oudste boetie van baie boeties in Christus. Ek dink Niels, jy het so rukkie teruggepreek oor 'n winnaar en meer as oorwinnaar. Want Jesus Christus het vir ons die oorwinning gebring. Hy was as ons nie oorwinnaar. hierdie snap. Dan word ons nie meer as oorwinnaars. Exactly. In fact, ons is nie as oorwinnaars as ons glo in redding nie. Wat nog te meer as oorwinnaars. Nee, dis baie mooi gesê, baie mooi. Ja, dit is belangrik. Sorry Niels, stel ek jou preek nou hier van die kant af, intercept. Maar ten minste kan jy hoor ons het geluister. Hy kry hom iets, ek het baie gesteel daai kant al. Yes, ek sê Steel nie, ons eet dieselfde tafel. dit is so as ons dit kan snap. Dis bevrydend. Sê dit. Dis bevrydend. Dis bevrydend. En dis wat ons die kettinge moet afval. Die kettinge moet afval. Die kettinge moet afval en dan val ons bal in ketting af en iewes skielik word ons wat Jesaja 61 gesê het, wat Jesus geprofeteer het, toe hy daai skrif, toe hy daai boekrol oopmaak. Hy sê, die Gees van die Here het oor my gekom om 'n blye boodskap te bring. Om bevryding aan te kondig vir hulle wat in die tronk sit. Ons sit in ons eie tronk. Vlees was ons tronk. Ja. Maar omdat ons nie wedergeboorte verstaan het, omdat ons nie die diepte van kind van God en dan uit die aard van saak hoekom God ons regtig kom red het, omdat ons dit nie verstaan En wie Jesus is. En wie Jesus is. En dat ons kan met hom relate nou dat ons weergebore is. Want hy is die eerste van baie broers, sê Romeine 8. Nou omdat ons hierdie goed nie verstaan nie, is die kerk bang. Daar is soms nie eers openbare kennis nie, maar dan is mense bang om die genade of die barmhartigheid van God, wil ek eintlik by definisie beter sê, om die barmhartigheid van God te preek in sy volheid. Want dan sê hulle, ons gaan weer nou vir die mense, lisensie vir mense om te sondig. Ons gaan, we give them a license to sin. Ek het sondig gesê, asof enige iemand al ooit 'n lisensie nodig gehad het om te sondig. Maar die punt is, daar's 'n hoër roeping, daar's 'n groter werk. Wedergeboorte gaan, en ek wens dat ons kan dit uit ons koppe uitkry, dit gaan nie vir ons oor hemel en hel, dit gaan nie vir God oor hemel en hel nie. God is besig om sy werk in die aarde te red. En om sy werk te red, moet hy ons red, want hy het besluit dat die heerskap en autoriteit moet deur die mens werk. So hy moet die mens red. Maar daar's 'n baie groter werk as die mens. Maar ons gaan nooit by daai werk uitkom nie, as ons nie kan klaarmaak met sonde en altyd weer kind van God moet word en altyd, die vyand sal ons binne in die kerk daar laat stagneer tot ons doodgaan. Ons as kinders, al 3 van ons het al kinders. Ons weet so goed soos enige vader dat die pad om ontslae te raak van sonde of tienerskap of wat ook al, enige sonde, wat ook al jy dit wil noem, is om volwassenheid te bring. So ons kan nie vir daai kind sê, jy het nou weer geval. Jy het nou probeer kruip, maar toe val jy nou. Nee, jy's 'n ou sondaar. Jy's maar 'n swakkeling gebore, jy sal dit nooit maak nie. Sorry, ek wil nie jou hê nie, ek wil 'n ander kind hê. Want die ander kind, apparently, iewers gaan net dadelik stap. Hy gaan net dadelik nie 'n tiener wees nie. Hy gaan net dadelik nie hormone hê nie. Ons weet so goed dat vaderskap lê juis daarin om baie barmhartigheid te gee wanneer dit nodig is, sodat daai kind kan verder stap.
in sy Ja. identiteit en groei. Want volwassenheid maak hom vry van sy sonde. Ja. Pragtig. Dit maak hom vry van sy kinderagtigheid, dit maak hom vry van sy hormone, dit maak hom vry van sy van homself. laat hy kan iets beteken vir die samelewing. Ja. Maar daarvoor is die Vader en mentors bereid om deur daai sonde of om die merk te mis te stoei. Want jy weet nie werk na 'n plek. Natuurlik, baie keer sê ons, die kind sê klaar, ag ek is 'n vark, ek het dit nou alweer gemis. Dan sê die pa, yes, nog net 10 keer. Yes, nog net 9 keer. Ja. God sien alreeds die potensiaal van wat elke seun van God was die dag toe God wedergebore. Dis hoekom God sê, Dok, as God sy verbond op ons hart en ons denke kan skryf, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Want God weet dat as ons dit kan regkry om onder sy genade en sy gees te wees, éventueel is die kind groot en hy het nie meer sonde nie. Hy het nie meer werke van die vlees nie, want hy's groot gemaak in sy identiteit. Maar dis net crazy om te dink, as God sê, aan hulle sondes gaan ek nooit meer dink nie. Ja. Maar ons sê, ons sal nog daaraan dink. Ja. Ja, ons word herinner daaraan. Ja. Die hele tyd. Ja. Ja. Ja, dis tragies. Maar uiteindelik wil God ons by 'n volwassenheid kry. Soos enige pa. Ja. Is enige goeie pa wil jy 'n kind opvoed. Jy weet in die natuurlike, ons wil 'n kind opvoed om selfs beter te wees as wat ek was. Ek wil hom uit my foute uitleer, uit my tekortkominge leer. Jy loop vir ek loop vir Corneira, ek sê heerlikheid Corneira, maar mooi seun geword. Ja. Want hy het volwasse geword. Reg. Hy's nie meer 'n kind nie. Ja. Imagine nou iewers toe hy 'n kind of soos 'n sondaar opgetree het. Alhoewel hy nog steeds Niels se kind was, het hy soos 'n verkeerde beeld van Niels opgetree. Het Niels gesê, ek soek jou meer as 'n kind nie. Ja. Ja. Verstaan jy nie? Ek is jammer. Jy moes perfek wees van die begin af, anders jy nie met my kind nie. Ja. It just doesn't work that way. Want ons het nie wedergeboorte verstaan nie. Dat dit verwantskap gee nie. Ja. Maar ek dink alles het skeef geloop, vaderskap, die hoe kind en huis saamwerk, alles het deurmekaar geraak. Ja. Daar's min skrifte wat hierdie vir my mooi sê, soos hierdie een in Efesiërs 4, wat dit mooi saamvat. Ek tel hom op by vers 11, wanneer vyfvoud in sy akkuraatheid inskuif. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van mense, deur sluiheid en listigheid, om listig tot dwaling te bring nie. Maar terwyl ons die liefde en waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik in Christus. Hierdie sê vir my baie mooi, die rede hoekom ons moet opgroei, is omdat God wil hê ons moet by volwassenheid uitkom. Want terwyl ek 'n kind bly, val ek rond tussen leerringe en sieninge en werke van die opinies vlees en ou mens, nuwe mens, jy val die hele tyd die rond. vyand sal my daar besig hou tot 'n lengte van dae, sodat ek nie by volwassenheid uitkom nie, want daar's 'n skepping wat sug en wag vir seuns van God. As ek onvolwasse is ek baie ek georiënteerd. Baie. As ek volwasse is ek baie ons georiënteerd. En ek dink daai ding som dit vir my verskriklik mooi op aan die begin. 'n Vyfvoud word daar gestel om die heiliges toe te rus. Ja. Wag net gou. Ek wil net gou weer verstaan. 'n Heilige toe te rus. Jy kan hoor die kruis het my 'n heilige kom maak. Ja, Nou moet ek toegerus word. Jy verstaan? Ja. So God het 'n volmaakte werk in my gesit. Maar die gees van God en jy het dit mooi gesê, regte vaderskap, regte mentorskap, regte rabbieskap rig my op in wie ek alreeds is. Nie ek word iets nie, ek sluit oop wat die kruis my reeds gemaak het. Ja, baie mooi. Ja. Ek dink wat jy nou daar sê is 'n begrip wat ook belangrik is om te verstaan. By wedergeboorte word ek nie 'n babietjie kind van die Here nie. Ja, in my gees nie. In my gees nie. Dis wat die Ek mense is soos in die natuur, daai klein, ek kyk daai babietjie van Christopher hulle gister. Dis so mense, is niks groter as dit op hierdie stadium nie. Ja. Heerlikheid is klein. En ek kyk daai kleintjie. Hy is 100% soveel mens as wat ek mens is. Hy kan nie meer mens word nie. Ja. Hy's mens, spesie. By wedergeboorte is ek soveel kind van God as wat ek kan wees. Ja, seun van Maar God. daai seentjie het nog baie bekering wat voor lê. Ja, in sy siel. Baie leer, baie opvoeding, toerusting. Ja. baie vyfvoud, baie input in sy lewe.
En dis wat by ons gebeur, dieselfde ding. Ek kan nie meer God se kind word nie. Ja. Ek is nie bietjie God se kind of baie God, of daai is 'n groot kind van die Here, ons het so 'n manier van praat, né? Daai is 'n groot kind van die Here. Ek is 'n kind van God, maar in my opgroei is my opgroei van my verstaan van God, van die wee van God, van die doel van my redding, van die werke van die koninkryk, van wat God wil doen. Daai is my volwassenheid. En as ek nie daarin opgroei nie, dan waai ek net rond in die wind en allerlei lering en ek kom nooit uit by dit wat God in oog gehad het. Wel nie net met wedergeboorte nie, met die skepping. Ja. Ja, 1 Die Petrus skepping. 2 sê dit mooi, nê? Ons moet die suiwer geestelike melk Ja, dis mooi. mee opgevoed word. Ja. belangrik. Anders het ons 'n baie groot probleem. Ja. Jy word opgevoed in iets, maar dis nie noodwendig waarheid nie. Dis godsdienstig, Ja. maar dis nie noodwendig in diens van God nie. Ja. Nee, okay, so ons Twee moet verstaan, groot verskillende. baie groot verskillende Ja. dinge. Baie groot. Ja. Die een maak jou 'n weeskind en 'n weduwee. So jy verstaan nooit wat wie jy is as seun van God en wat jy is as 'n bruid en vrou van God of kerk, die vrou van God. Ja. Waar die ander een maak jou seun van God. Dit gee vir jou 'n huis en maak jou deel van die koninkryk van God. Ja. Baie belangrik. Ja. Suiwer geestelike melk. Inteendeel Paulus praat daar in Hebreërs dan sê, of die skrywer van Hebreërs sê dat alhoewel julle al reeds mense moet wees wat ander mense moet leer, moet iemand julle weer in die grondwaarhede, in die suiwer geestelike melk kom leer. Julle het die verkeerde melk geleer, so nou leer julle mense die verkeerde vaste spys. Hy sê los vaste spys vir mense wat deur die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te kan onderskei. Maar iemand moet julle weer in die grondwaarhede van die woord van geregtigheid gaan leer. So iemand moet weer vir jou suiwer geestelike melk moet kom gee. Kan jy sien? So Paulus of die skrywer daar is baie ernstig. Hy sê julle moet nie preek nie, maar dis ons wat preek. So wow. Julle melk, julle melkkos was verkeerd. Toe julle nog geestelike kinders was hier. Ja. Nou moet iemand julle eers stop om te preek, want julle is besig om die orde van Melchisedek nie reg oor te dra. So kom ons leer julle eers weer wat is die boodskap van geregtigheid. Dan kan ons die boodskap van die koninkryk vir julle leer. Maar dis moeilik want 'n mens moet jouself baie ernstige vrae vra. Ja. En om te kyk, is ek op die regte pad? Want niemand wil net sê, okay, ek was verkeerd, ek gaan nou kom melk drink nie. Ons is eintlik, die kerk het eintlik bietjie windie geraak, want ons het kerk groot geword. Ons almal het maar deel geword van dit en ons dink ons weet baie. En dan is dit moeilik om te sê, okay, kom ek gaan nou weer melk drink. Dis die moeilike gedeelte. En ek dink aan hierdie 1 Petrus 5 waar hy sê en julle wat jonger is, as ons geestelik praat, moet dan hulle ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges. Ja, maar in mooi die gesê. nederiges gee hy genade. Baie Hy gee aan hulle instruksie. Ja. Hy sê, en dan later sê hy, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. En vir ons om weer by waarheid uit te kom, vat partymal bietjie dat ons die knie buig en onsself nederig maak en sê, okay, ek het gedink ek was reg, maar kom leer my weer. Ja. En dis heeltemal 'n ander Weet jy, attitude. Jake, in essensie, het God die mens gemaak na sy beeld en sy gelykenis om hom te verteenwoordig. Okay, so ons moet verstaan, ons is so ontwerp. Soos die leeu ontwerp is om te jag. Nee, en die arend ontwerp is om te vlieg. En die leeu kan hardloop en die arend kan vlieg en die dolfyn kan swem. So is die mens inherently, in essensie, ontwerp om te verteenwoordig. Baie keer verteenwoordig ons denominasie baie meer as wat ons God verteenwoordig. Ja. En ons sal moet, en ek dink jy sê dit verskriklik mooi, aan die begin het jy dit gesê, ons sal moet 'n honger en 'n dors weer kry na waarheid. Ons moet 'n waansinnige drang eintlik kry na dit. En 'n diep verhouding met God in ons binnekamer begin vestig, dat God ons weer kan leer, nie om denominasie te verteenwoordig nie, maar om waarheid te begin verteenwoordig. En om waarheid te verteenwoordig, gaan jy iewers moet suiwer geestelike melk drink, sodat jy suiwer geestelike vaste spys kan eet. Want dis net hoe dit werk. Maar ek dink dit is so belangrik vir ons om te verstaan, in essensie,
is ons verteenwoordigers. En ek dink, jy sê dit verskriklik mooi, en dis waarmee ek wil afsluit vanaand is die feit dat die mens moet verstaan, ons moet ons afhanklikheid van God begin verklaar. Ons moet eintlik verklaar hoe swak ons is sonder God. Hierdie ding dat ons met kennis van goed en kwaad ons eie God wil wees, dat ons kennis amper stoei met God se kennis, moet eind kry. Kyk hoe lyk die aarde. Man, daar sal diere spesies en voëlspesies en skeppingsspesies wat al dood is as gevolg van die mense swak heerskappy. So ons moet ophou dink, ons is wind en ons weet alles. Ons moet eintlik begin verklaar, Here, ons is blind sonder U. Here, ons is swak sonder U. Here, ons is eintlik niks. Ons is soos 'n selfoon sonder 'n battery, sonder U. Ons is eintlik niks sonder U nie. En as ons dalk net weer 'n bietjie begin afhanklik word van die Here en nederig word voor God en sê, eintlik, Jesus Here, U is die skepper, ons is die skepsel. Ons kan glad nie sonder U nie. So, ek verklaar my swakheid. Ek is swak, Here. Dan kan God vir ons meer genade gee. Maar omdat ons sterk is in ons eie kennis, dis ons probleem. Dis ons probleem. Ons is sterk. Dan is ons ver van God se genade af. Of ons het ons eie definisie van genade. Want ons kry dit by 'n denominasie en dit pas vir ons, dan word ons verteenwoordigers van iets wat ons nie eintlik geroep was om te verteenwoordig nie. Maar ons moet ons swakheid begin verklaar. Paulus op 'n stadium sê, Jesus Here, ek het 'n openbaring nou gekry. Ek besef, as ek swak is U meer by my in genade. So Here, maak my dan nog swakker. Weet jy wat het dit vir God gewys? Dit wys vir God dat hierdie skerp geleerde verbondskrywer het hom eintlik nodig. So amper soos Moses. Wel, Here, as hy nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nêrens heen nie. Exodus 33. Man, Moses, moet ek dan self saam met jou gaan? Here, ja, sal jy spyker op die kop, as jy nie self saam met ons gaan nie, dan moet ons glad nie gaan nie. God wil dit hoor. En Petrus 5 sê dit. Die duiwel loop rond so brullende leeu, maar hy is nie een nie. Maar hy kom voor soos een vir kindertjies wat nog klein is. As ons sterk word, en hoe word jy sterk? Jy word sterk deur om swak te word. Nee, dis wat amazing grace, so amazing maak. Jesus Here, ek is 'n red. Jesus Here, ek is blind sonder U. Ek is verlore sonder U. U is my alles. God like dit. Want nou gee ons eintlik daai afhanklikheid weer terug en sê, Here, ek kan nie sonder U nie, help my. Nou kan God genade meer maak. En genade maak ons eersgebore reg meer. Sê Hebreërs 12. Jy het dit so 'n tyd terug in 'n sessie iewers daar so mooi gesê. Dit het my verskriklik bedien toe jy het gesê het, toe jy gepraat het oor in die natuurlike, soos wat 'n kind al hoe ouer word hy al hoe meer onafhanklik. En dan nie op 21 jaar ons versleutel gesê, gesluit op jou toekoms. Ons intene ons roem daaraan. Gaan, ek kry weer my lewe terug. Waar en jy het so gesê, hoe meer volwasse ek raak in Christus, hoe meer afhanklik raak ek van God. En hoe meer afhanklik ek raak, hoe meer gee hy met die steels van die koninkryk. Die autoriteite. Dink aan die oosterse kultuur. Hoe ouer daai seun in die huis word, en hy word al hoe meer afhanklik van die huis, en meer 'n verteenwoordiger van die huis, hoe meer gee die pa die sleutels van die huis, eintlik vir die seun oor. Reg. Nee, dit is eintlik 'n agterste vooromdenke. In 'n westerse wêreld wil ons almal ons eie empire gaan bou. Maar God wil nie. Hy wil ons moet hom help sy koninkryk bou. Sy huis bou. Baie dankie vir 'n baie mooi aand. Dankie. Lekker gesprek. Dankie Niels. Niels, sal jy vir ons afsluit? Voorreg. Dan ons die mense groet. Voorreg. As ek vanaand my gebed wil begin en ek sê Vader, dan wil ek dankie sê vir hierdie gesprek van vanaand. Want om U Vader te kan noem beteken dat ek is gebore. U seun na die Gees. Dankie dat U vir ons gemaak het vir that great exchange waar ons geword het, die geregtigheid van God, toe Jesus Christus ons toestand, ons selfstandige naamwoord kom word het van sonde. En nou is ek die geregtigheid van God in Christus, die geregtigheid van U. Ek is weer in die toestand wat U my bestem het om te gewees het voor die val van die sonde. En nou het my denke opgevoed word, dat ek die volheid daarvan kan begryp. En hoe meer ek U leer ken as my Vader, hoe meer leer ek myself ken as U seun. En as ek my oog daarop gefokus kan ek begin ontdek wie ek is, en opgroei in die waarheid van wie ek is, Here.
Gaan ek bid vir ons, ek bid vir gelowiges vandag. Vir so lank het die vyand ons lam gelê, met allerhande winde van leringe en allerhande, die Engels noem het the trickery of men and cunning craftiness of the enemy. Ek wil vanaand bid, Here, die woord sê het so mooi, Jesus sê dit in Johannes 8:32, ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. Ek wil bid dat hierdie waarhede, wat eintlik fundamentele waarhede is, maar wat fundamenteel belangrik is, dat hierdie waarheid ons sal vrymaak, dat ons sal kan verstaan, ek is eens vir altyd volkome kind van God na wedergeboorte. En nou kan ek my fokus wegvat om my te bekommer oor sonde en sondige dade, en dan kan my fokus kry by, wat is dit om 'n kind van God te wees? Wat is die doel van God? Wat klop in my Vader se hart? Laat dit in my hart kan begin klop. Wat is u begeerte, sodat u begeerte my begeerte kan word, sodat ek kan leef vir die doel van my redding, vir die doel hoekom u so duur betaal het. Niemand koop net iets en het nie 'n verwagting daarna nie. Die woord sê het so mooi in Romeine, ons is skuldenaars na die Gees. Ons skuld U ons lewens om te beantwoord aan die doel hoekom hy ons gered het. En die vyand hou ons vas by, is ek nog ooit God se kind of is ek nie? Maar dankie Here, dankie vir 'n program soos die, waar ons hierdie gesprekke kan hê, en uit hierdie gesprekke uit mekaar kan help en te sê, hey, daar's 'n werk gewees wat eens en vir altyd volkome afgehandel is op die kruis. En nou kan ek my lewe bekeer, my denke bekeer, uiteindelik beantwoord aan die doel van my redding. Daar's 'n skepping daar buitekant wat sug en verlang na volwasse seuns van God, sodat die skepping ook vrygemaak kan word, sê Romeine 8:19. Ons het nodig om ons denke daar te kan kry. Ons het nodig om dit te bedink, sodat ons vir U kan wees waardig ons roeping. So dankie vir hierdie waarhede, Vader. Dankie dat ons 'n platform soos die kan hê, waar ons hierdie gesprekke kan hê, en mense kan help met hierdie. En ek wil net vanaand sê, dankie vir Jesus Christus, en die werk van Jesus Christus. Was dit nie, dat hy dit gaan uitbaklei het, en homself gaan gee het nie, dan was ons in die moeilikheid vanaand. Maar te danke aan die werk van Jesus Christus, te danke aan sy gehoorsaamheid, en laat hy daai beker gaan drink het, is ons vanaand in 'n plek, waar ons kan sê, ek is 'n seun van God, en dan kan vir U sê, my Vader, laat U naam in my geheilig word, en laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, nou in my en deur my as U seun in die aarde, word verheerlik, Vader. Is dit baie lief. Amen. 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 Dankie Niels, dankie Zandrey, dankie dat julle ingeskakel het, beste uur van julle lewe. En ons sien julle oor 2 weke, as jy met ons wil kontak maak, infocus@cimcollective.org, en julle vir ons 'n e-pos stuur, en ons het subscribe aan ons YouTube channel, daar gaan julle al ons episodes kry wat ons al gedoen het oor die laaste paar jaar, en ons interessante gesprekke, julle sal dit wil kyk, en ons het Facebook en ons het Instagram, so druk die knoppie en like ons, en dan gaan julle al die inligting kry. Julle moet 'n lekker aand hê, ons sien julle oor 2 weke, totsiens. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.